Nou ja, kom ons lees saam die eerste gedeelte, Spreuke 3 vers 5 tot 6 en julle gaan sommer dadelik sien hoe die twee skrifgedeeltes by mekaar aansluit. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Salomo skryf die volgende en hy sê: Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Net daardie twee verse, deel van 'n baie groter gedeelte, waarvan ons ongelukkig nie tyd het nie, en dan het hy die een vers in Jakobus, hoofstuk 1 vers 5. Jakobus skryf, hy sê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Net tot sover. Nou, liewe gemeente, so het ons by die einde van nog 'n jaar gekom, en dit is uit die hart van die saak met groot dankbaarheid in ons harte, wat ons hierdie jaar kan afsluit met 'n laaste diens, natuurlik die 31ste, eintlik ons laaste. Maar 'n jaar vol genade en seën. Kan ek 'n amen kry vanmôre? Amen. En ek dink, dis 'n goeie ding om aan die einde van elke jaar so 'n bietjie voorraadopname te doen, bietjie stoktyd te doen, soos wat hulle sê. En 'n bietjie terug te blik oor ons doen en late, ons wel en wee oor die afgelope jaar. En dis altyd 'n bietjie makliker om stoktyd te doen as jy 'n goeie jaar gehad het, nee, die ouens wat in winkels werk, min of meer 'n idee of dit 'n goeie kwartaal of 'n goeie seisoen was, en dan sien ons sommer uit daarna om stoktyd te doen. Maar as die jaar vol hindernisse en probleme was, nou ja, dan is mense 'n bietjie meer huiwerig om voorraadopname te doen. Maar dit is ook so dat dit juis in daai tye van ons lewens is wat dit dalk 'n bietjie rof gegaan het, wat dit juis die nodigste is vir ons om terug te blik oor ons besluite, terug te blik oor dinge wat ons gedoen het, en dalk onsself die vraag vra, hoe kan ons dit beter gedoen het en hoe kan ons dit anders te doen in die seisoen wat vir ons voorlê. Nou, ek dink as 'n mens hierdie oefening eerlik doen, dan ontstaan die vraag onwillekeurig by 'n mens, is hoeveel van my besluite wat ek in 2025 geneem het, kan ek eerlik sê, en antwoord daai vraag vanmôre vir jouself. Hoeveel van die groter besluite wat jy miskien kan oproep, kan jy eerlik sê, het jy in 2025 saam met die Here geneem? Nou jy weet, ons leef in 'n gejaagde wêreld waar alles teen 'n pas geskied, en ons word elke dag genoop om al hoe vinniger besluite te neem, want alles in ons wêreld verander die heeltyd baie vinnig. Hiermee saam met ons in vandag se lewe soveel meer middele tot ons beskikking, prosesse wat verfyn is, ons het kits toegang tot inligting, en ons leef in 'n kitswêreld, nee, waar ons nie regtig daarvan hou om te wag vir dinge nie. Ja, hiermee saam word ons sintuie konstant met dinge gebombardeer wat ons in verskillende rigtings trek, en as dinge nie vinnig genoeg gebeur nie en daar nie spoedig genoeg resultate is nie, dan maak ons dit gebeur. En soms, ja, neem ons besluite wat nie wel deurdag is nie. Nee, die Bybel sê vir ons in Lukas 14 vers 28 tot 33, het praat van 'n man wat besluit het op 'n dag om 'n toring te bou, en die toring het 'n fondasie gehad, en hy het begin bou, en hy het nie sorgvuldig die kostes gaan bereken nie, en dan waarsku Jesus en hy sê, pas op, moenie so wees soos daardie man, dat jy dalk uiteindelik begin bou, en net halfpad kom, en dat jy later moet bloos en skaam kry, omdat jy nie die kostes bereken het nie. Ek dink baie van ons besluite, of sommige van ons besluite, het ons geneem, en dalk nie net 'n bietjie stil gaan sit en gevra die vraag wat ek dink alle innerlike motivering dryf van ons lewens nie, is hoekom? Hoekom wil ek hierdie ding doen wat ek so graag wil doen? Hoekom wil ek hierdie ding nie doen nie? Hoekom wil ek hierdie besluit neem of in hierdie rigting ingaan? En ja, baie van ons uitkomste kon anderster gelyk het as ons dalk net by die voete van die Here gaan sit het en gevra het, Here, wat is u advies? Wat is die riglyne wat u vir my wil gee rondom hierdie saak?
Dalk het ons dit iewers so in die verbygaan genoem, op 'n Sondagmôre, of dalk net gedink of by 'n tafelgebed net gesê, ag Here, laat U wil geskied. En dan het ons aangegaan. En baie keer dink ons net omdat ons gebid het oor 'n saak, nê, die blote feit dat ons die boks getik het, maak dit reg om vorentoe te gaan. En soms dink ons sommer dat dit outomaties dan ook die goedkeuring van die Here dra. Ja, soms werk dinge uit, nê, want die Here het ons gesonde verstand gegee, maar ander kere beland ons op paaie, krompaaie, soos wat die Bybel sê. Paaie wat eintlik bestem was om glad en reguit te wees, en die paaie word soms grondpaaie, kronkelpaaie, en in ons eie konteks ook soms slaggate wat onverwags verskyn. Maar tog, wanneer ons die Bybel lees, dan hoor ons baie duidelik dat die Here ons baie graag in alles in ons lewens wil lei, en hy ons in elke besluit wil bystaan. Ja, een van die wysste konings wat oor hierdie onderwerp gepraat het in die Bybel is natuurlik die koning Salomo wat oor Israel regeer het. En daarom skryf hy die volgende, ons geleesde gedeelte, ek quoteer dit weer, Spreuke 3 vers 5 tot 6. Hy sê: vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, en hoor die belofte wat die Here nou gee deur Salomo. Hy sê, en dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Hoor jy die belofte vanmôre? Dis amper asof dit, en ek dink nie jy kan 'n belofte in die imperatiewe vorm skryf of kry nie, maar dis amper asof dit amper 'n bevel is, nê? So duidelik word die belofte aan ons gestel, nê? Dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Dis vir my niks minder as 'n waarborg wat die Here in sy woord gee nie. Kan ek 'n amen kry? Julle dalk net so 'n bietjie julle koppe wil skud. Ja, dis amper of dit gewaarborg is in die woord. En natuurlik die wysheid en riglyne wat Salomo hier met ons deel was nie uit homself nie. Hierdie dinge wat Salomo skryf in die boek Spreuke, weet ons het die Here aan hom gegee. Hy het dit aan hom meegedeel. Ek glo as 'n tipe van dit wat later sou volg, wat ons deel sou wees deur die inwoning van die Heilige Gees. En ons lees daar in 1 Konings 3 vers 5 tot 14, waar God aan Salomo verskyn het in 'n droom by Gibeon, en vers 13 sê, dat Salomo, omdat hy die Here liefgehad het, en omdat hy in sy insettinge gewandel het, daarom verskyn die Here aan Salomo, en hy sê vir Salomo die volgende, hy sê, begeer wat ek jou moet gee. Begeer wat ek jou moet gee. Nou, kan ek julle eerlik vra vanmôre, wil julle nie vir my bietjie, maar moet dit asseblief nie antwoord nie, en moet asseblief tog net nie nou, soos kerkmense antwoord en sê wysheid nie. Alright. So as jy vanmôre, as Jesus vanmôre voor jou kom staan het en vir jou gesê het, begeer net dit wat jy wil hê. Dit wat jy begeer sal ek vir jou gee. Wat sal dit wees? Dink 'n bietjie. Moenie vir die ou langs so sê, moenie sê wysheid nie, want julle het nou klaar die teks gehoor. Alright, so hou vas aan daai gedagte, ons gaan later weer terugkom na hom toe. En Salomo, net soos ons vanmôre kon vir baie dinge gevra het. Hy kon gevra het vir 'n lang lewe. Hy kon gevra het vir rykdom. Hy kon gevra het vir die lewe van sy vyande. Maar hy antwoord die Here en hy sê, Here, een ding is wat ek bo al hierdie dinge begeer, en dit is 'n wyse en 'n verstandige hart. 'n Wyse en 'n verstandige hart. En die Here antwoord Salomo se response en hy sê, Salomo, omdat jy wysheid gevra het en nie verganklike dinge nie, sal ek jou wysheid en rykdom gee. En dan voeg hy by en hy sê, as jy in my weë wandel, deur my insettinge en gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek ook jou dae verleng. En ons weet baie goed die verhaal van Salomo, ons weet hy het 'n volle maat van wysheid ontvang, maar ongelukkig het Salomo nie volhard in oorgawe aan die Here nie. Hy het, soos wat hy ouer geword het, het hy al hoe meer kennis verkry, hy het al hoe meer ervaring gehad as 'n koning, en stelselmatig het sy hart al hoe meer weggedraai van die Here af, en die hoofrede was omdat hy
toegelaat het dat die vrouens en die byvroue, ek dink dis hoekom die Here sê ons nie so baie vrouens moet hê nie, nee, ek dink dit 700 vroue en 300 byvroue gehad, genade. Ek amper sê ek sukkel om een te handle, amper glip het uit. Noodloos om te sê 1000, maar nietemin, die vrouens het veroorsaak dat sy hart agter afgode aangegaan het, en 1 Konings 11:4 sê, sy hart was nie volkome meer by die Here, sy God gewees nie. En uit die hart van die saak het hy nie lang geleef nie. Sy pa Dawid het ouer geword, die priesters het ouer geword, die meeste kommentaarskrywers sê dat ten tye van die opneem van koningskap so tussen 18 en 25, hy het 40 jaar geregeer, so dit het hom maar so ongeveer 58, maksimum 65 jaar oud gemaak toe hy gesterf het. Hy het eintlik glad nie 'n lang lewe gehad nie. Maar alhoewel God se beloftes, en hier's 'n paar dinge, sulke stukkies goud wat jy moet vat vanmôre, ek glo die Heilige Gees is hier vanmôre om met iemand te praat deur hierdie woord, die afsluiting van die jaar en met die nuwe jaar wat voorlê, met baie besluite wat geneem het word. En dit is dat alhoewel God se beloftes aan Salomo nie op 'n 1-tot-1 basis vir onsself gevat kan word nie. Ons verstaan tog mos nie. Hy het 'n bepaalde, in 'n historiese konteks, daar was bepaalde verbonde wat net van toepassing was op hom ensovoorts. Is daar wel steeds 'n beginsel wat geld vir ons vandag as God se kinders? Uit die lewe van Salomo uit. En luister, wat is die beginsel? Die beginsel is dit. En dit is dat God eer 'n hart wat hom bo selfbelang soek. Het julle mooi gehoor? God eer die hart van 'n mens wat hom bo selfbelang soek. En dis 'n tema reg deur die Bybel, Matteus 6:33 sê Jesus self, hy sê soek eers die koninkryk van God. Soek eers die koning en sy koninkryk. En alles wat verband hou met die heerskappy van Christus. En wat sê hy? En al die ander dinge wat Salomo kon vra, sal vir julle bygevoeg word. Rykdom, eer, lang lewe. En wat God vir ons gee is nie altyd wat ons in ons menslike maat sien as al die dinge nie, maar hy gee vir ons weliswaar wat ons nodig het en waarmee ons kan vertrou. En dan is daar een wat uit Salomo se lewe uitkom, en dis waarby ek wil stil staan vanmôre, wat eksplisiet in die Nuwe Testament aan ons beloof word, en dit is wysheid. Dis sekerlik een van die beloftes wat uittroon bo al die ander, en wat die Here sê, dat as jy my vir wysheid vra, net soos wat Spreuke sê, ken hom al jou weë, en dan sal ek jou paai gelyk maak. Die Here sê, as jy my vir wysheid vra, sal ek dit vir jou gee. Daar's nie 'n maybe nie, daar's nie een of ander, wel, daar is kondisies, maar daar is nie veel kondisies daarom verbonde nie. Ons gaan nou kyk na wat die kondisie is. Maar hy sê, Jakobus 1:5, ek quoteer dit weer, hy sê, as iemand van julle wysheid kort kom, iemand, hallo, ek is iemand, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan julle gegee word. Die Here waarborg dit. Alright, maar hier is die probleem, kan ons dit 'n probleem noem, is dat baie van ons bid nooit vir wysheid nie. Baie van ons bid nooit vir wysheid nie. Ons vra nie daarvoor nie. Ons vra vir baie dinge. Nou as jy eerlik is op die eerste antwoord, en jy het nou nie gesê wysheid omdat jy die teks geken het nie. Antwoord bietjie vir jou vraag en dink bietjie, wat het jy vanmôre vir die Here gevra? Is daar enige iemand wat wysheid gevra het? Wees nou baie eerlik, steek gou op jou hand vir my. Is daar enige iemand? Nie een van ons wat vir wysheid gevra het nie. En ek dink in my eie lewe, sekere seisoene van my lewe, verseker wat dit op die voorgrond is, wat dit amper 'n asemhaal gebed is, waar ek amper deurlopend sê, Here, wysheid, 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 moeilike seisoene, groot besluitneming, begin van die jaar, wat ons visie moet neerlê en rigting bepaal, nê, is dit wat baie keer op die voorgrond van ons bede is. Maar baie keer, meeste van die tyd in ons lewens, doen ons nie wat Jakobus sê ons doen nie, en daarom kan wysheid nie ontsluit word in ons lewens nie, want die skrif sê vir ons, hy sê, as iemand wysheid kort kom, is die
vereiste, die vernaamste vereiste, is dat julle dit van God af moet bid. Jy moet dit vra. Here, gee vir my insig. Here, gee vir my goeie oorleg. Here, gee vir my 'n wyse begrip vir die lewe en vir die dag wat voor my lê. Die Bybel is baie duidelik, het stel dit eenvoudig. Die Here wil ons lei in alles wat ons doen en hy wil ons paaie vir ons gelyk maak, maar ons moet vra daarvoor. Nou, moenie my vra hoekom dit so is nie. Hoekom ons vir goed moet vra terwyl die alwetende God baie goed weet wat ons nodig het. Maar dis die ontwerp van gebed. Dis hoe God gekies het om sy krag en genade tot ons beskikking te stel, is deur die gekose kanaal van gebed. En daarom, broers en susters, is gebed die belangrikste van die geestelike dissiplines in 'n kind van God se lewe. Jy kan nog nalat om baie dinge te doen, en ek sal nie aanbeveel dat 'n ou nalat om baie dinge nie te doen nie, maar sonder gebed kan ek en jy nie vorentoe gaan in ons lewens, minstens nie as kinders van God, met of sonder die hulp van die Here nie. En Jakobus 4 vers 2 gaan verder, hy stel dit duidelik, hy sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Eenvoudig, nê? Julle het nie, omdat julle nie bid nie. En hier is nog 'n probleem, die probleem is wanneer ons bid, en kyk 'n bietjie na die teks, en dalk sien jy dit het met eensheid van my oopgegaan. Wanneer ons bid, dan bid ons vir goed in plaas van vir wysheid. Sien julle dit? Hy het nie gesê bid vir goed nie. Julle bid nie omdat julle nie het nie, maar is geskryf binne die konteks van wysheid. Hy sê, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van die Here bid. Hy sê nie bid vir goed nie, bid vir wysheid. Want wanneer ons begin bid vir wysheid en nie vir goed nie, dan gebeur daar iets hier binnekant in ons harte. Goed is nie langer die fokus nie, maar die een in wie wysheid opgesluit is. Kom kerk, is julle by? Wat sê Psalm 34? Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Nee, verkeerde ene, blaai gou saam met my. Ek onthou ek nie alle tekste altyd reg nie, ek meng hulle baie keer 'n bietjie om. 37 vers 4 sê, daar, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Kry julle die koneksie? Ons bid vir die goed in plaas van vir wysheid. Die oomblik wat ons onsself verlustig in wysheid, wat gebeur? Die goed waarvoor ons bid, is nie meer dieselfde nie. Die Here verander die begeertes van my hart. Hy deponeer en ontsluit sy goddelike wysheid, wat die profeet Jesaja sê, wie se gedagtes nie ons gedagtes is nie, wie se wee nie ons wee is nie, so hoog soos wat die hemel bo die aarde is, so ver verwyderd is die gedagtes van God. Dis die wysheid van God. En Jakobus sê, ons moet bid vir wysheid, want wysheid is opgesluit in 'n persoon, en vir God gaan dit nie oor die goed nie, maar dit gaan eerstens oor die verhouding. En daarom kom Paulus in 1 Korintiërs 1:30 en hy sê, daarom deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het die wysheid van God. Wysheid is opgesluit in 'n persoon, nie in 'n formule nie. Ons kan nie wysheid bypass deur te bid nie, want wysheid begin by die dien van die Here. En wanneer ons, en hierdie hele teks, al hierdie tekste is God se manier om eintlik te sê, ek soek 'n verhouding met julle. Ek wil met julle wandel, ek wil julle God wees, ek wil jou vriend wees, ek wil jou metgesel wees, met respek gesê teenoor God. En ons almal het al gebid vir goed, wetende dat daai goed waarvoor ons bid dalk nie die beste vir ons sal wees nie, nê? En jy al self gedink die vraag rondom hoekom, nê? Ons wil dit net hê vir redes van ons eie. Jong, en as jy 'n ding wil hê, kan jy hom regverdig, hoor. Nee, kyk, dan vind jy allerlei bevestigings en aansluitings, hoor. Tot 'n skrifgie op TikTok en 'n ou wat iets gesê het en dit klink net naaste by so, jy weet, yes, boks tik. Dit is 'n bevestiging, jy weet. Ons wil
goed net hê, want dit sal lekker wees. Nee, dit vul 'n leemte in my, kompenseer vir iets wat ontbreek, 'n swak selfbeeld, dalk verwerping waarmee ek worstel. En die Here wil eintlik hê jy moet vry wees van verwerping as wat jy goed het waarmee jy dit wat ontbreek kan toeplak as 'n pleistertjie. Dit laat my goed lyk in die oë van ander, of ek lyk suksesvol, en dit laat my waardevol voel. Want mense vind mos waarde in wat hulle het in 'n materialistiese wêreld vandag. En tot die dag wat alles verloor word, dan is die vraag, wie is ek werklik? As ek dit net kan hê, sal ek tevrede wees. En as ons dink aan die blote feit dat ons gebid het oor iets, vir ons die groen lig gee, en dan gaan ons voort en ons doen alles in ons vermoë om hierdie goed te bekom, maar nooit het ons gevra, Here, is dit wat U wil hê ek moet doen? En as dit is, hoe wil U hê moet ek dit doen? Ja, daar is 'n groot verskil tussen kennis en wysheid. Julle almal besef dit. Enige mens kan kennis bekom oor enige iets, inligting, feite, maar as kennis sonder God se wysheid toegepas word, sê die skrif, is so 'n persoon wys in sy eie oë. En die gevaar wat ons loop, as ons nie naby die Here leef nie, is ons raak selfversekerd en ons begin steun op ons eie kennis. Dis wat Salomo gedoen het. In die begin afhanklik, 18, 20, kom ons sê hy was 21 jaar oud gewees. Imagine die afhanklikheid van Salomo as koning oor Israel. 'n Volk in die middel van al daardie vyandige Arabiese lande. Hy het die Here gesoek met alles in hom, elke besluit, elke klein bewegingkie, elke tree in die paleis. Maar soos wat hy ouer geword het, soos wat hy meer ervaring begin kry, meer kennis, het hy selfversekerd begin raak, en hy het al hoe meer begin steun op sy kennis, en ons kan almal vanmôre getuig daarvan, nê? Almal van ons het al op 'n stadium in ons lewens gesê, I've got this. Don't worry, I've got this. Man, ek het grade, ek het kwalifikasies, ek het 20 jaar se ervaring agter my, ek is suksesvol, relatief suksesvol, en voor jy jou oë uitvee, begin die reguit paaie krom paaie word, begin die teerpaaie vol potholes raak, en begin jy die stof van die grondpad ruik, en baie van ons kan getuig vanmôre, dat ons iewers in ons lewe grondpad geloop het, omdat ons nie op die Here gewag het nie. Ek is eerste. Besluite geneem, nooit die Here gevra nie, maar net gedink dat omdat ek daaroor bid, dit beteken dat ek die groen lig het, maar nooit bevestiging gekry dat dit die wil van die Here is nie, en voor ek my oë uitvee, was ek op 'n grondpad gewees, en Salomo sê dit kan maklik gebeur. Dit gebeur, sê hy, wanneer ons harte nie meer in volle vertroue op die Here is nie. En daarom sê Spreuke 4:23, as daar iets is wat bewaak moet word in jou en my lewe, is dit ons harte. Bewaak jou hart, sê hy, meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. En dit is nie meer 'n kwessie van dat ek nie meer 'n kind van God is nie. Nee, daar's net areas in my lewe waarvoor ek die Here vertrou, maar in ander areas van my lewe het ek begin steun op my eie insig. Hier vertrou ek die Here, maar daar bestuur ek self. Hierdie besluit bid ek oor, daardie ene maak ek net. En dan raak ons harte soos die van Salomo, my hart is nie heeltemal weg nie, maar my hart is ook nie heeltemal meer oorgegee aan die Here nie. En dis, iemand, my familie, het altyd die spreekwoord om te sê, baie eenvoudig, as daar besluite geneem het word, of iets het verkeerd geloop, dan is dit action, consequence. Baie maklik, nee, action, consequence. En in Salomo se lewe was dit so gewees, die gevolge van die feit dat Salomo se hart in sekere areas van sy lewe begin wegdwaal het van die Here af, was dat die koninkryk uiteindelik geskeur het, 1 Konings 12. Toe Salomo sterf, toe neem sy seun Rehabeam 'n koninkryk oor wat uitwendig sterk was, maar innerlik broos, en in plaas van dat Rehabeam leer uit die foute van sy pa, loop hy dieselfde pad, en God gee hom die geleentheid om herstel te bring, om reg te maak wat verkeerd geloop het, en hy bring homself met raadgewers, en die ouer raadgewers kom na Rehabeam toe en hulle sê vir hom, luister hierso, jy kan regmaak wat jou pa verbrou het, maar dan moet jy na ons raad luister. Hy sê, jy moet 'n dienaar wees.
Jy moet sag praat met die volk, jy moet vertroue bou, jy moet in plaas van om hoër belastings te hef, moet jy die belasting verlaag, jy moet hulle dienaar word, as jy hierdie situasie wil omdraai. Die raad van wyse ouer raadgewers, en ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het my in my bediening beskerm van 'n hele paar dinge, omdat ek bereid was om te luister na die raad van ouer raadgewers. Jong manne, nou ek ag myself nog as 'n jong man, enige iets onder 60, as ek 50 is dit 60, is dit 60, is dit 70, is dit 70, is dit 80. Jong manne, as jy nie omring is met ouer raadgewers nie. Ek het julle verlede week vertel, my skoonpa een keer gesê het, pa, ek weet nie of jy se onthou nie, maar daar was 'n tyd in my lewe gewees wat ek na niemand geluister het nie. Nie eens na myself nie. Want ek het gedink ek weet alles, ek het gedink ek kan alles doen, en dit wat ek nie kon doen nie, kon ek Google, nie, ek kon dit uitfigure op my eie. En van die grootste foute wat ek gemaak het in my lewe was omdat ek nie geluister het na raadgewers nie. Goddelike ouer raadgewers, mense wat die pad geloop het, mense wat die foute al gemaak het, mense wat insig en wysheid gehad het, wat alleenlik kon kom deur lewenservaring, deur foute te maak. En jong mense maak foute omrede hulle dink die ou mense weet nie waarvan hulle praat nie. Luister, net omdat die ou mense nie weet hoe 'n selfoon werk nie, beteken nie hulle is stupid nie. Is te min jong mense vanmôre, ons moet die preek volhoud, dat hulle hom kan luister. Net omdat hulle nie weet waar 'n komputer se boks aan sit nie. Luister, alles wat was al gewees. Hulle was al om die blok 1 of 2 keer gewees. En baie van die foute waarin hulle jou raad gee, sal hulle nooit erken het hulle self gemaak nie. Ouer raadgewers, Rehabeam wou nie luister nie. En hy kies onvolwasse raad van jonger raadgewers wat sê, wees hard op die volk, nog harder as jou pa, wys mag, verdiep die juk. My vader het hulle met swepe getigtig, maar ek met skerpe joene, 1 Konings 12 vers 11. Hy het insig gehad. Menslike insig, maar sonder goddelike wysheid. En Israel uiteindelik word verdeel in 'n Noord- en 'n Suidryk. 10 stamme breek weg, Noordryk Israel, 2 stamme bly oor, Suidryk Juda. 'n Harde maar eerlike waarheid. Luister vanmôre, 'n hart wat nie volkome vertrou nie. Iewers in ons lewens raak dit 'n grondpad, maar nie net vir jou nie, maar ook vir die wat na jou kom. En daarom is die ganse strekking van die Nuwe Testament nie wat is reg of verkeerd nie. Ek en Adrian het gister gepraat oor dit. Maar dit gaan oor wat is goed en wat is sleg. Wat sê God oor hierdie saak? Ek kan nou 'n besluit neem en dit kan vir my reg lyk, want is reg of verkeerd, maar wysheid kyk verder, wysheid kyk dieper. Wysheid vra vir 'n voëlvlug van 'n terrein wat ek nog nooit betree het nie, maar wat God van ewigheid af alreeds gesien het. En daarom is wysheid so belangrik vir ons, om die Here te ken, met alles in ons. Maar nou ja, alles is nie slegte nuus nie. Skep moed, daar's goeie nuus. En dit is dat Jakobus sê, dit is nooit te laat om na die Here toe te draai nie. Terwyl ons hier teen die einde van die jaar 'n bietjie stoktyd, kom jy dalk tot die besef dat daar areas van jou lewe is wat totaal en al op jou eie insig gefunksioneer het, en jy die Here nie geken het nie. Hier is die belofte vanmôre. Ek wil jy moet dit jou eie maak. Ek wil jy moet dit jou asemhaal gebed maak, jou rema woord vir 2026. Dis die belofte van die Here. As iemand, ek is iemand van julle wysheid kort kom, ek kom wysheid kort, jy moet dit eers besef, jy moet dit erken, ek kom wysheid kort. Laat om dit van God bid wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan julle gegee word. En wanneer die Here sê sonder om te verwyd, is dit so mooi gestel in die grondtaal, want die Here kom nie na my toe hier aan die einde van 2025 en ek kyk terug en soos die Engels sê, die kinders dikwels sê, en ek sien, hierdie area van my lewe, dit was nou 'n regte bolsap gewees nie. Ek het nou omtrent niks reg gedoen hier. Die Here kom nie en hy verwyd ons en hy sê, Michael, hoe lank dien jy my nou al? Jong, jy moes dit dan geweet het. Klink soos pa en ma, nee. Partykeer. Hoe op dese aarde het jy alweer hier beland? Nee, Jakobus sê, sonder om te verwyd. Hy gee aan elkeen, elke keer wat vra, sonder spot, sonder sarkasme of verwyd. Hy sê, kom net, al wat julle moet doen, julle moet net vra. Alright. Maar dit bly nie net by vra nie. Want om God se wysheid te bekom vereis dat ons
dat ons ook moet leer, en dis die titel van die boodskap, dat ons moet leer, is julle reg vir hom, om oor te gee. Ons moet leer om oor te gee. En ek dink hier is nie meeste nie, is almal van ons 'n groot uitdaging in die lewe. Ons het 'n agenda, ons het 'n vooropgestelde idee van wat ons dink ons wil hê en wat vir ons voordelig sal wees. Kyk, geen mens kies ooit enigiets wat nie vir hom voordeel inhou nie. Dink mooi daaraan. Daar's nie een wat sal sê, okay, hoorie so, ek gaan vanoggend opstaan en ek gaan elke ding wat vandag gebeur, gaan ek kies wat tot my nadeel is nie. Nee, man, selfs tot by die robot, as hy oranje is, begin almal al te woem, om vorentoe te kom, om oor te kom, sodat die groen lig vir my die eerste, die beste voordeel kan gee. Dis hoe ons as mens gewire is, Maar hier's die probleem, is dat oorgawe om oor te gee aan wysheid, kom nie natuurlik nie, want ons sondige natuur werk dit teen. Wat natuurlik kom, is beheer, is selfvertroue en is eie insig. Is dit so? Is julle by vanmôre? Preek ek vir myself? Beheer. Ek wil in beheer wees. Ek haat dit om beheer te verloor. Is nie lekker nie, soos almal eerlik is. Niemand wil so uit buite beheer voel nie. En ons rig ons lewens in, ons rig ons vriendskappe, ons huise in, alles om in beheer te voel. Niks fout daarmee nie, 100%, maar soos met enige iets in die lewe kan 'n oormatige vorm van beheer uiteindelik tot baie nadelig wees vir 'n mens. So, wat natuurlik kom is beheer, selfvertroue en eie insig. Alright, en daarom moet ons die kuns van oorgawe leer, 'n kuns wat geleer, geoefen en wat verfyn moet word in ons lewens. En ek gaan nou vir jou sê hoe ons dit moet doen. Hoor wat sê Dawid in Psalm 143 vers 10, ek hou die tyd op. Hy bid, hy sê, en mag dit die gebed van ons hart wees vir 2026. Hy sê, Here, leer my om u wil te doen. Leer my om u wil te doen. Selfs Dawid moes leer om oor te gee aan die Here. Hoe doen ek dit? Nou, ek het mooi gaan dink oor dit in my eie lewe en ek het besef dat die enigste manier hoe ek en jy gaan leer om in 20, luister kyk, as ons vir die Here met ons paaie gelyk maak in 2026. As jy 2026 nie op jou eie insig wil staat maak nie, as jy wil verhoed dat jou paaie krom is, luister net om, as die Here sê dat hy ons paaie gelyk maak, dan beteken dit nie dat alles altyd hankie-dorie gaan in ons lewens nie. Die Joodse gedagte wat gedra word deur paaie gelyk maak, beteken dat ons vas in koers en rigting sal wees. Dit sê nie dat ons nooit stryd sal beleef nie. Paulus, groot man van God, sy lewe, sy paaie was gelyk, die Here het sy paaie gelyk gemaak, maar hy het baie stryd in sy lewe gehad. Gaan lees 1 Korintiërs 11, gestenig, gekruisig, op skepe gewees, honger, moes diere afweer in sy lewe. Dink aan die lewe van Jesus, maar hy was koersvas gewees. In die tronk skryf hy sê, maar ek het geleer om in alle omstandighede vergenoeg te wees, of ek nou baie het, en of ek nou min het, of ek nou ryk is of arm is, ek het vrede hier diep binne in my hart, want die Here het my baie gelyk gemaak. Omdat ek myself verlustig in die Here, het ek 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Is julle met my? Hoor julle wat bedoel die woord wanneer hy sê, ek sal julle baie gelyk maak? En ons moet leer hoe om oor te gee aan die Here, oor te gee aan wysheid, en dit begin in die klein dingetjies wat ons elke dag doen. Luister, ons sal nooit in staat wees om leiding oor te gee aan wysheid in die groot besluite, as ons nie eers geleer het hoe om wysheid oor te gee in die klein besluite van ons lewens nie. Dit begin by die klein dinge. Baby steps, voordat ons die groot steps kan gee. As ons geleer het hoe om getrou te wees in die kleine, dan sal die Here die grotere aan ons toe vertrou. Maar luister, hier's wat ek uitgevind het in die lewe. As ek wag om die stem van die Here te hoor in die groot dinge, terwyl ek nooit geleer het om sy stem te hoor in die kleine nie, gaan wanneer die groot aansluitings kom, gaan ek nooit die stem van die Here kan onderskei nie. Gaan dit nooit kan onderskei nie. En daarom het die Here vir ons sy Heilige Gees gegee. Die Here praat met my die afgelope tyd baie oor die Heilige Gees. Jy weet, toe Jesus hier was, saam met sy disippels, het hulle die hele tyd elke dag hom by hulle gehad en hulle het na hom toe gehardloop vir alles. As hulle iets nie verstaan het nie, Matteus 13:36,
reguit na Jesus toe. As hulle oorweldig was deur situasies en bedieningsdruk, Lukas 9 vers 12, reguit na Jesus toe. As hulle bang was, Markus 4:38, reguit na Jesus toe. Belangrike besluite reguit na Jesus toe. Maar na die opstanding sou die Heilige Gees die sigbare plek van Jesus inneem en die rol van die Heilige Gees sou wees om, as julle reg hiervoor, prys die Here, om jou en my te lei in die waarheid. Die Parakletos, die twee woorde in die grondtaal, para, langs by, kaleo, roep, letterlik beteken, iemand wat langs jou ingeroep word om jou te help, om jou te lei. Luister, die Here wil jou lei in alles in jou lewe. Glo jy dit vanmôre? Is te goed om waar te wees. Alles niks, maar twee woorde wat jy nie moet gebruik nie. Nou, hier kan jy hom gebruik. Die Here, op grond van die woord van God, wil jou lei in alles in jou lewe. Hoe lyk dit prakties? Ja, kom ek noem 'n paar dinge. Besluite elke dag. Wanneer ek 'n besluit moet neem, vra Heilige Gees, help my sien in hierdie besluit wat ek nie raak sien nie. Help my sien wat U sien in hierdie besluit. Dit beteken dat ek en jy gaan 'n bietjie die spoed van ons lewens met terugdial. Jog, daar was 'n tyd in my lewe gewees wat ek so gehardloop het, so gedryf deur iets, hemel alleen wat, dat ou moenie by my onverwags opdaag nie, want ek is op spoed hierso, kerels, en ek gaan nou spoed verloor hier, ek het dinge wat gedoen moet word, en uiteindelik eindig ons op om te hardloop teen 120% van ons kapasiteit, maar in daai 120%, raai wie se in beheer is, jy wat in beheer is. Meeste van die tyd wanneer ons so hardloop en toegelaat word om saam gesleer te word deur die spoed en die pas van die lewe, is daar nie tyd vir ons om 'n bietjie stil te word, net terug te tree, net te pause, net vir 'n oomblik. Ek praat van 3 sekondes, 5 sekondes, om net te sê, Heilige Gees, helper, Parakletos, die een wat van God vir ons gegee is, Jesus Christus, deur die vlees, dieselfde rol en funksie wat hy vervul het, in sy helper sodanigheid, toe hy fisies by die disippels was, fisies wil hy dit vir jou wees, hy wil nie hê jy moet rigtingloos wees nie, hy wil hê ons koers moet vas wees in 'n gebroke wêreld. Hy wil hê jy moet elke dag weet presies wat jy moet doen, waarheen jy moet gaan, waarheen jy op pad is. Dis wat wysheid vir jou wil doen. Ken hom in al jou weë. Dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Maar dit beteken dat ons 'n bietjie moet terugdial. En terugtreë en moet sê, Heilige Gees, ek moet nou 'n besluit neem. Here, dis nie 'n baie groot besluit nie. Ek praat met 'n vriend van my hierdie week, hy sê, my so mooi getref. Hy sê, die oggend is hy van die plaas af weggery, en hy klim in sy bakkie, en dan vat hy sy hoed, en hy sit hom op sy skoot neer, en hy maak sy oë toe, en hy sê, Here, watter kant toe om wil U hê moet ek vanmôre van die plaas af dorp toe ry? Sy plaas het 2 roetes dorp toe. Here, linksom, bypass om, of regsom, junction om. En ek wonder of ons besef baie keer, hoeveel van ons lewens en die uitkomste van ons lewens word bepaal deur die klein besluite wat ons elke dag neem sonder om die Here daarin te ken. En wanneer dinge met ons gebeur en verstaan ek sien dieselfde bootjie en ek sê dit met sensitiwiteit, dan is ons eerste om na die Here te hardloop en te sê, maar hoe kon die Here dit toelaat? My vraag is, baie van daai goed wat met ons gebeur het, kon voorkom geword het as ons net 'n bietjie teruggetree het en gevra het, Heilige Gees, wat wil U hê moet ek doen? Heilige Gees sê dalk, hoor jy, ek wil jy met 5 minute vroeër ry, of 5 minute later, ek wil jy moet nou 'n bietjie wikkel, boetie, want hy weet presies wat op die pad lê tussen Vryheid en Newcastle, en 5 minute vroeër se ry kon beteken dat jy die ongeluk waarin jy gesterf het, kon vermy het. Is julle met my vanmôre? En daarom is een van die kentekens van kindskap. Hoor wat sê Paulus in Galasiërs hoofstuk 5 vers 18, hy sê, as julle deur die Gees gelei word, dan
is julle kinders van God. Een van die kentekens van kindskap is dat mense deur die gees van God gelei word. En ons dink altyd dat dit net verband hou met groot geestelike dinge en die gawes van die gees en profesie. Nee, dis in die alledaagse, is in die kleine, dis waar God werk en dis waar hy beweeg. Ek is amper klaar. Leiding van die Heilige Gees in 'n gesprek. Moet ek nou praat of moet ek stil bly? Zip it man. Ek wil nie jy moet nou 'n woord verder sê nie, want die volgende woord wat uit jou hart en mond uit gaan kom, is vlees en nie gees nie. En as ons deur die gees gelei word, dan kon die woorde wat geuiter geword het, woorde wees wat genesing bring, woorde wees wat hoop bring, in plaas van eie insig. In 'n emosionele oomblik, wat eer God hier, my reaksie of my stilte in 'n wagtyd? Is dit tyd om te beweeg of is dit tyd om te vertrou? Ek glo die Here wil hê ons moet in 2026 en die boodskappe bou op tot dit wat die Here met ons wil doen in die jaar wat kom. Ek glo die Here wil ons help dat ons moet leer hoe om met oorgawe te leef. Oorgegee aan die Heilige Gees wat ons in alles wil lei. Ek sluit af met 'n getuienis, 2 getuienisse. Een gister, ek en my dogter Adrian, is haar kerel, pragtig jong man. Adrian, stag 'n bietjie op dat die mense net sien hoe lyk 'n mooi jong man wat tweede jaar teologiese student, al die pad van Pretoria, ek so trots op hom, hy doen so goed, Adrian. En hy het al die pad van Bella af gery, Vrydag om te kom kuier. 600 kilometer omtrent daar rond. 7 ure se ry. En ek en Zoe besluit, nee, ons wil die bike vat, en dan wil as ons hy op Newcastle is, dan wil ons op die bike klim hier, en dan wil ons Utrecht toe ry, en dan wil ons hom daar kry, en dan klim hy nou oor saam met haar in die kar, en dan ry hulle huis toe. Nou teen die tyd dat hulle hier kom, het hulle lekker al hulle gesprekke en al hulle goed uitgevoed, en dan kan hulle net lekker indlaai, die so by die Richards, en ek grap sommer. Ja, ons sê ons bietjie waarheid in elke grap, nee. Right, maar ons wil dit doen vir hulle, want ons weet hoe lank hulle mekaar laas gesien het en hulle mis mekaar en dis meer. En dis wat ek in my hart gevoel het om te doen. En tussendeur dit alles nie geweet nie, my vrou kom toe te hore van die storie, maar sy het eintlik lankal in haar eie gedagte gehad dat ons ook as 'n familie dieselfde moet doen, maar dat ons almal moet saamry en dat ons dit in die kar moet doen. En terwyl ons besluit om dit te doen, terwyl die tyd aanbreek, kom my seun Zander en hy sê, pa, ek wil hê ons moet met my kar ry. Ons moet my kar het lanklaas geloop en hy ry net dorp toe werk, huis toe werk toe en die week hy wil bietjie die kar laat loop, ons moet bietjie met sy kar ry. En in daai oomblik ervaar ek toe hy dit sê, iets draai hier in my binneste, my gees wat my onrustig laat. Nou hy bestuur baie goed, potholes en al. Hy bestuur al lank. Maar ek voel onrustig. En ek sê, toe ons by die deur kom, sê ek, hoor hierso Sena, want ek weet hoe graag hy dit wil doen, en ek wil hy moet dit doen, en ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar ek sê, hoor die seun, ek wil nie hê, jy moet met jou kar ry nie, ek wil hê, ons moet bly by die aanvanklike besluit, dat ons gaan saam ry, eintlik was dit ek en Zoe gaan, maar dat ek die drywer is, en dat ons nie met jou karretjie ry nie, maar dat ons met ons kar ry, en jy kan op 'n latere stadium kan ons jou kar 'n bietjie vir walkies vat. En ek sien toe, hy is toe nog baie teleurgesteld, en ons ry en dit was eers daar naby Stilwater wat ek gesien het, hy nou 'n bietjie beter gevoel het en dis meer. En uiteindelik kry ons toe vir Adrian, en Adrian is by die huis en hier is hy vanmôre, en tot vandag toe nou kan ek nie vir jou sê hoekom ek so gevoel het nie, maar ek het so gevoel en in daai oomblik was my oortuiging sterk genoeg oor 'n klein dingetjie om te sê nee ten spyte van die teleurstelling wat ek op sy gesig gesien het. Nou, wanneer ons in die hemel kom, sal die Here vir ons die tyd bly van wat kon gebeur het. As ek nie gehoorsaam was aan die klein stemmetjie van wysheid in daai oomblik nie. En weet jy wat, broers en susters, dit tref my en ek besef dat toe ek die teleurstelling sien op sy gesig, is 'n klein dingetjie, is dat baie keer sal die Heilige Gees vir ons leiding gee, nadat ons gebid het oor 'n saak, en ander sal nie verstaan hoekom ons daai besluit neem nie. Hulle sal selfs ongelukkig wees en jou probeer ooreed om 'n ander besluit te neem. Maar luister hier vanmôre, gehoorsaamheid in daai stemmetjie
aan die klein dingetjies in ons lewens, kan 'n groot uitkomste uiteindelik teweegbring. Salomo, klein keuses gemaak, sonder onwysheid, en uiteindelik het die Noord en die Suidryk verdeel, en ons almal ken die verhaal van Salomo daarna. Die laaste een, en ek weet ek is oor my tyd. Ons moet Pretoria toe ry, en sou julle gaan bietjie kuier saam met die familie, en ons moet Pretoria toe ry, maar ek het my lisensiekaart hernie, en julle weet mos nou die lisensiekaarte vat lank om te kom, paar maande, en ek het so 'n tydelike rybewys gekry, en nou het ons Pretoria toe ry, en ek het nie idee waar daai ding is nie, en ek soek. Nou, julle weet hoe gaan dit in huis as jy 'n ding soek wat jy nie kan kry nie. Kyk, elke laai is oopgetrek. Elke pakkie wat netjies perfek. En dis 'n stuk papier. Dus in my kantoor was daar's duisende papiere daar. Ek kry daai ding nêrens nie. En is pressure, want ons het gesê 7 uur ry ons, en ek het vir hulle die dood voor die oë gesweer, is ons 'n minuut na 7 bly julle by die huis. So ek kan nie laat wees nie, want ek het gesê 7 uur ry ons. En lang storie kort, hulle weet nie, ek bly toe stil, ek klim in die kar sonder die pypers. En ek het my ou ID-kaart, gelukkig het ek die oue by my. Sodat as hulle my stop, dat ek om ten minste kan sê, hoorie, sorry, die ding is hernie, ek het betaal, volg het op as julle wil, maar ek het die ou kaartjie by my. Julle Pretoria deurgery, al die dinge deur, terug by die huis. En toe daar in Pretoria, het ons toe nou 'n kleine ongelukkie gehad. Pa, ek is jammer, ma, ek is baie jammer. Ek ry toe met my skoonma se lieflike voertuig, wat lekker vinnig is, speed control, aircon. Maar besef natuurlik dat ek het nou al 2 keer maar se kar gestamp, nee. 20 jaar gelede om Bankvind se paal gevou en nou weer. Maar goed, ons ry in Centurion en hier kom 'n tannie wat op haar, ek dink sy was op haar selfoon gewees, en agter in ons vas. Ry die Tiguan, laat hy so eentjie vorentoe op die bult staan. Nou kom ons terug, nou moet die versekeringseis hanteer word, en nou soek hulle my rybewys. En ek het nog steeds nie my rybewys gekry nie, en ek het teruggekom, en ek het nie tyd gehad om my kantoor reg te maak nie, so ek weet hy is nie op daai pakkie nie, want daar lê die pakkie. Ek weet dis nie daai laai nie, want die laai is omgekeer. En in daai oomblik, onder druk, en ek weet nie hoekom ek lankal daaraan gedink het nie, kom dit net by my op, en ek sê vir die Here, Heilige Gees, asseblief, U weet presies waar daai ding lê. U weet presies waar hy is, en my woorde was nog nie eers koud nie. Die volgende oomblik kom daar 'n beeld in my verbeelding, my onderbewussyn op, en ek sien daai rybewys opgevou in my bike se baadjie hang in die spaarkamer. Ek sien dit, dis 'n beeld wat by my opkom. Nou net om jou idee te gee, ek het daai rybewys gaan kry die dag met my bike by die toetsgrond, en die toetsgrond by die lisensiekantoor, en hom opgevou in my bike se sak gesit, en ek het vergeet van hom. Daar was geen manier hoe ek dit kon onthou nie, glo my, ek weet, ek is op pille. Om te help onthou. Is geen manier hoe ek dit sou onthou het nie. En die Heilige Gees in 'n breekdeel van 'n sekonde, wys my, daar's hy. En ek stap in die huis in, reguit na die kas toe, maak die kas oop, zip my baadjie oop, haal hom uit. Die Heilige Gees, my boetie en my sussie, wil ons in alles lei. Ons moet net vra. Maar wanneer hy vir ons wysheid gee, moet ons beweeg in geloof. Ek moet bereid wees om my beheer te relinquish, af te gee, weg te gee, en hom te vertrou, selfs al maak dit wat hy sê nie sin nie. Ons sukkel daarmee. En Here gaan jou challenge in 2026. Hier is die ding, hy wil hê jou paai moet gelyk wees. Hy het ons nie gewil vir 'n lewe van kronkelpad loop, van rigtingloos, van alles wat nie sy hart is nie. Johannes 10 sê, ek het gekom dat julle lewe
en lewe in oorvloed kan hê. Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik, net daar waar jy sit. Here, my gebed vandag is eenvoudig. Ons wil graag in 2026 wandel in U weë. Here, ek wil nie een besluit neem in my lewe, klein of groot, wat ek nie kan sê, ek en die Heilige Gees het besluit. Dis wat ek moet doen nie. Here, ek weet U het ons gesonde verstand gegee. Maar Here, ek weet ook daar is 'n krag groter as gesonde verstand. En dis die persoon van die Heilige Gees. Die Parakletos, my helper. Wat hy gestuur het tot hy weer kom. Jy is nie alleen nie. Die helper is by jou. Sal jy in 2026 die hulp wat die hemel gestuur het gebruik, sodat jou paai reguit kan wees en God daardeur verheerlik kan word. Jy het vanmôre ingekom en jy sit met 'n saak in jou lewe, jy het nie uitsluitsel nie, jy wonder, Here, wat moet ek doen? Ek hoor die Here sê vanmôre vir jou, as hy niks sê nie, moet jy niks doen nie, dan moet jy wag. En jy hou aan wag, totdat jy die stem van die Heilige Gees gehoor het. Vader, is baie van ons en ek in kluis, kom seisoene in my lewe wat ek nie naby aan die leef soos wat ek moet nie. En wat dit soms vir my moeilik raak om die stem te hoor. Maar die Here roep ons nader. Hy wil jy moet wandel deur die Gees. Paulus sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dis die sleutel, my vriend. Is walking with the Holy Spirit. He is our helper. So ek wil uitnodig in jou rug vanmôre, as jy ingekom het hier en jy sê, Here, dis ek staan klaar. Ek wil beheer oorgee in 2026. Ek wil hê dat wysheid my moet lei. Wysheid is 'n persoon. Sy naam is Jesus en hy het wysheid vir ons geword. Dan staan hy gereed om jou by die hand te neem en jou te lei. As jy saam met my wil staan vanmôre, as 'n uitdrukking van daai geloof, dan nooi ek jou staan saam met my op jou voete. Ons loof U naam. Kan ek jou vra om met die oë gesluit net daar waar jy staan, in respons op hierdie boodskap met die Here te praat vanmôre? Jy weet waar jy tekort skiet. Jy weet vanmôre wat voor jou lê. Jy weet wat op jou wag. God vra nie dat jy nou die appelkar omkeer nie. Hy vra dat jy elke dag sal leer in die klein besluite om hom te vertrou. En die kleine beheer oor te gee, sodat hy beheer ook van die grotere kan neem. Ons loof U naam, Here. Ons loof U naam. Vader, dankie dat die woord sê dat U gee sonder om te verwyd. Daar's geen verwyte vanmôre vir verkeerde besluite nie. Daar's net 'n helper wat gereed staan om te sê, hier is ek. Ek sluit nou by jou aan. Ek is bereid om te help as jy sal bid en vra vir wysheid. Nog 'n paar oomblikke in jou eie woorde. Ons loof U naam. Ons loof U naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie dat U wysheid nou impart. Dankie dat U dit ontsluit in ons binneste deur die Gees van wysheid wat in ons woon. Die Gees van wysheid het op Jesus gerus, daai Gees wat op hom gerus het, woon vanmôre in jou. Jy het wysheid. God wag vir jou om die tree te gee. Ons loof U naam. Ons loof U naam. Dankie, Here. Al die oë gesluit, kom ons aanbid hom net.
Kom ons aanbid hom net. Net vir 'n paar oomblikke. Dankie Here. Dankie vir wysheid. Dankie vir alles wat U gee deur die Gees. Maak die pad duidelik sigbaar, rigting. Ons wil koers vas wees. Ons wil mense wees wat nie in die wind slaan nie. Maar wat volharding loop omdat ons weet waarheen ons op pad is. God het vir ons die pad gewys. Hy maak baie gelyk. Rigting, visie. Here, ek bid vanmôre dat alle distractions wat gekom het, dat U vir ons mense sal wys waar die vyand gekom het om ons van die reguit pad af te neem. Waar daar aanpassings gemaak moet word, waar daar veranderinge aangebring moet word. God staan gereed, sonder verwyte, geen verwyte nie. Hy wil jou net help. Jy is syne. Jy is sy kind. Sal jy beheer oorgee vanmôre? Het al die oë gesluit. Ons gaan nou klaar maak. Ek kan sien die Here praat met mense. En ek wil hê jy moet met die Here praat. Net daar wie staan. Sê net Here wysheid. Ek gee oor. Ek bid daarvoor. Ontvang dit, is jou deel. Ek loof U. Ek loof U.